Jy weet, partykeer dan gee die Here vir my 'n boodskap en dan is dit vir my 'n moeilike boodskap. Maar dankie Here, ons kan dit nog steeds elke keer oordra. Sê vir my, ek wil vanmôre met julle gesels oor struikeling en om te struikel. Het ons, ek neem aan, ons almal het al gestruikel. Baie, ja met baie. Ons het baie gestruikel. Ek het seker die meeste van almal al gestruikel. Maar dit is wat van wat ek wil om te wankel of te val tydens 'n hardloop of loop. Dit is wat dit beteken. Luister, die term word ook metafories gebruik om te verwys na mislukking, huiwering of moeilikheid. Nou die grootste punt hierso is dat ek en jy moet verstaan, ek en jy gaan struikel. Hoor wat ek vir jou sê. Want die oomblik as jy gaan begin dink, jy gaan nie struikel nie, dan gaan jy val. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Ek en jy moet in die pasoppens wees. Onthou nou, ons het 3 vyande. Die heel eerste ene is wie? Ek self, daar sê, dis ek self. Dit is nou wat hier aangaan tussen my linker en my regter oor in hierdie, in daai stuk 3,5 pond grysbruin massa. Daar is wat die slagveld van die vyand is. Maar ek en jy bly dink en redeneer hierso oor dinge en ons redeneer op 'n spesifieke manier en reageer op 'n spesifieke manier omdat ons uit sekere situasies en omstandighede uitkom vandat ons so klein is. Dit is hoekom ons op baie keer as ons kom en dan is daar sekere triggers wat ons trigger. En dan val jou toys uit die kot uit. Of dan gooi jy jou toys uit die kot uit. Een van myne was gewees, is ek het altyd gepoog om die waarheid te praat. Maak nie saak in hoeveel moeilikheid ek kom. So my trigger was gewees, is, ek wil net 'n klein bietjie agtergrond gee, ek en my ousus was 3 jaar uit mekaar. Nou sy het baie keer veroorsaak, laat ek in die moeilikheid kom, dan kom sy na my toe, dan sy nou droog gemaak, dan kom sy na my toe, dan sê sy vir my, as pa jou vra, sê dit was jy. Nou is my sussie, ek gaan na mos nou help. Dan word ek gevoeter hoor, dan word ek gevoeter. En dan na die tyd, dan kom sy by my, dan sê sy vir my, maak is nou jammer, jy het nou pak slag. Tot een dag, toe sy met my pa se knipmes, sy so knipmes gespeel. Weet nie wat het sy gedoen nie. En die ou man is daar in sy kantoor daar by ons huis en hy roep vir my, hy eers vir ousus. Hy roep haar, hy sê, het jy met my mes was jy met my mes, maar hy ding is vlamskerp hoor. Hy is vlamskerp. Maar in elk geval, sy sê vir hom, nee pa, ek was nie. Obviously, die volgende ding was ek. David, comes to papa. Hoe staan ek daar? Het jy met die mes gespeel? Nee. Toe besluit ek is nog genoeg hier. Nee. Ek weet nie waarvan ek praat. Jy mag nie vir my lieg. Ek lieg nie. Meer as julle weer oor gaan en ek het daai dag op slag gekry. Hoor jy so iets verskrikliks. Omdat ek volgens my pa gelieg het, want hy het my sussie geglo dat sy die waarheid. Ja, dit was nou die ding gewees. Toe na die tyd, toe gaan sy en sy kom vra my weer verskoning en ek sê vir haar, luister, ek wil niks weet nie. So ek wil niks weet nie. En sy stap toe na my pa toe en sy sê vir my pa, dit was ek gewees. En toe brand af jylle. En
En toe staan hy daar, jy wil mos, pas, laat hulle nog beter doen. So ek het 'n ding ontwikkel binne in my, dat jy nie vir my moet sê, maar jy lieg nie. Nou daai was een van die triggers gewees, omrede daar sekere dinge gebeur het. Nou ek en jy het, ek het nou maar gebruik nou maar een voorbeeld, en ek en jy almal het ons sulke triggers, wat ons in ons lewe het, van situasies en omstandighede. Of het nou net 'n jaar terug gebeur het, of al so 20 of 50 jaar terug gebeur het, maak nou nie saak nie. Maar daai trigger wat jy het, moet jy vir die Here gee, want luister nou, as ons nie daai trigger vir die Here gee, en dat die Here vir my en jou help nie, dan gaan ons Sondag en ons gaan struikel met elke ding, of elke keer as iemand vir jou sê, wat hy wat jy lieg. Nou daai is deel van die ding, wat ek nou wil praat vanmôre, van is ons struikel. Nou daar's verskillende goed wat daar so mee gepaard gaan, en triggers wat daar so is, wat ons mee werk. Eerste ding is, ek wil praat oor fisiese struikeling, of fisiese val. Levitikus 9 vers 14, sê vir ons, jy mag 'n dowe nie vloek nie. Hoor wat sê? Dink jy die persoon wat doof is, gaan jy hoor as jy hom vloek, maar jy spreek nog steeds dood oor. Okay? En voor 'n blinde geen struikelblok lê. Hoor dan wat sê? Maar jy moet jou God vrees. Ek is die Here. So jy moet doen wat ek vir jou sê. Die tweede ene wat ons 'n probleem altyd mee het, is as ons kom en as ons bang is. Ek ken jou met Tannie Kore nou al baie jare, 'n klompie jare, en ek weet sy is bang vir weer. Dit is so, dit is dit. En ek, hoor wat ek vir jou vertel, nou, elkeen van ons is bang vir ietsie. Van ons ek het op 'n kraan, wat in die Eysterhuis Docklands al daar naby was, 48 meter geval binne in die see. Ek was nooit hoogtevrees of enigiets. Maar toe daar val, toe ek hoogtevrees. So ek is bang vir hoogtes. Dit is nou maar dit. Hoekom? Want ek het al geval. Saam met 'n hamer, daar af in die water. En ek was amper dood gewees. So, ons elkeen is bang vir 'n sekere ding. Baie mense is bang vir, soos claustrofobia, of arachnofobia, is bang vir spinnekoppe, vir slange, of whatever, wat ook al. Maar daar is 'n ding wat ons, in ons onderbewussyn, wat ons 'n bietjie kan knaag. Maar ek en jy is veronderstel, ek en jy is veronderstel om daai vrees, want dit is 'n vrees, né? Die fobia is 'n vrees. Ons is veronderstel om daai vrees vir die Here te gee, want die Here sê vir ons, moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Hy sê vir ons moenie eens worry nie. Petrus sê vir ons, moenie bekommerd wees nie. Moet net nie bekommerd wees nie. Werp jou bekommernisse op my. Ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou uitkoms gee, ek sal vir jou antwoord gee. Maar baie keer in ons lewe kom ons op daai punt van, het ek nou 'n issue. Dis soos dat, nou sê ek vir jou, dit werk met diere ook so. As ek vir Misha vat na die skrapweer Fluffy toe, dan sit sy, as sy in die kar klim, dan begin sy al so bewe. Maar as sy daar uitklim, dan is sy nou hierdie prinsesie hoor. Gepoeier en gepaint en gealles, en dan is dit reg. Dis tot met diere wat dit so is, en met die weer. Dis nie net, daar's issues in ons lewens, wat maak dat ons so kom. Nou sê hy vir my, hy sê vir jou in Jesaja 21 vers 4, sê, my hart duisel. Okay, ons praat van hierso, né? Angs oorval my. Nou daai angs wat daar so is, as jy gaan kyk in die Hebreëus, dan sien jy dit is fobia. Daai angs is fobia. Oorval my.
Dit maak vir my die skemer aan wat ek lief het tot 'n verskrikking. In ander woorde, dit maak so dat jy tot vir die donker bang is. Tot vir die donker bang is. Dan kom ons en ons kyk in Nahum 3 vers 3 in 'n geveg. As daar 'n geveg is, ons is 'n paar mense hier so wat in die weermag was. Dink so, jy was ook ons hier so ons weet presies wat die dinge is. Hy sê ruiters op 'n galop en geglinster van swaarde en geblits van spiese en 'n menigte wat verslaan is en hope dooiers en geen einde aan die lyke nie. 'n Mens struikel oor hulle lyke. Dis 'n werklikheid. Dit is dinge wat met ons in ons lewens gebeur het, van ons. Nie almal nie, maar van ons. En ek glo elkeen van ons het al die dood gesien. En elkeen van ons het al die dood ervaar. En dit is nie altyd, ek kan nie sê dit is nooit lekker. Maak nie saak wie dit is nooit lekker. Nou sê ek vir jou, God beskerm sy mense teen struikeling. Psalm 56 vers 13. Of 14. Is dit reg? Ja. Hy sê, want U het my siel gered van die dood, daar by voete van struikeling, om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. Wie is die lig van die lewe? Jesus is die lig van die lewe. Hy sê, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Ander plek sê, ek is die lig wat skyn vir jou. Hy sê ook, moenie die lig wat bo op 'n berg is, moenie daai emmer vat en 'n lig in hom toemaak nie. Vat daai ding af. Haal daai emmer af, want jy kan sien wat om jou aangaan. Maar ek en jy is te gewoon baie keer daaraan as ons kom met hierdie struikelblokke en daai goed nou is ons in 'n tunnelvisie, en partykeer is ons nog blind ook. Kom ons kyk, struikeling sonde. Okay? Deur sonde veroorsaak ek en jy, deur sonde wat ek en jy doen, veroorsaak ons struikel. Nou sê ek vir jou, Jakobus 3 vers 2. Ek sê nou vir jou, almal sondig en almal struikel. Hoor mooi, kom ons kyk. Hy sê, want ons almal struikel dikwels. En as iemand nie in woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man en staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Nou, ons ken nou hierdie stukkie ken ons nou baie goed daarso, en hy praat van die boot en hy praat van die stang in die perdse bek en daai goeders, maar as jy in jou woorde nie struikel, dan is jy 'n volmaakte man, of 'n volmaakte mens. En ek en jy struikel daagliks oor ons woorde. En nie net oor ons woorde nie, hoe ons die woorde uitspreek. Die manier wat ons praat, die manier wat ons reageer, die manier van ons liggaamshouding. Ons kan dit sien. Niemand behoort beter as ander te voel nie. Met ander woorde, ek en jy kan nie gaan nie. Kom ons lees daar. Hy sê 1 Korintiërs 10 vers 12. Hy sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dis wat ek nou nog gesê, as jy dink, jy struikel nooit, jy gaan val. Hoor wat ek vir jou sê. As jy dink, jy gaan nie struikel nie, of kan nie struikel nie, dan gaan jy op jou snoet val. Dit is wat met ons gaan gebeur. Dit is wat met ons gaan gebeur. So ek en jy moet pas op, want ons dink ons is beter as iemand anders. Elkeen van ons het 'n spesifieke ding binne in ons en 'n spesifieke manier hoe ons grootgemaak is en situasies en omstandighede en daai goed. Ek en jy kan nie, ons absoluut glad nie, kan ons besluit, maar luister hierso, ek is beter as Sakkie, of ek is beter as Corrie, of ek is beter as enigiemand anders. Ons kan dit nie besluit. Ons moet ook pas op dat ons die ander laat struikel.
Kan ek maar reguit praat vanmôre? Hallo, kan ek maar reguit praat? Alright. Kom laat ek jou vertel. Die meeste struikelblokke kom in die gemeentes. Want die mense wat in die kerke sit, veroorsaak dat ander mense wat ook in die kerk sit, wedergebore kinders van die Here, dat hulle struikel. Deur die gemors wat hulle agter ander mense se rug praat in die eerste plek. In die tweede plek is hulle skinder en dan word stertjies aangelas en allerhande ander dinge. Ek en jy struikel oor ons woorde, want dis ook dit waaroor dit gaan. Ons is nie veronderstel mense. Ons is in die wêreld, maar ons is nie deel van die wêreld. Ons is nie veronderstel om mekaar sleg te maak. Ons is veronderstel om mekaar te kan optel, mekaar te kan ophef, te kan lief wees vir mekaar, al hou jy nie van die persoon nie. Al het 'n persoon sonde, jy het ook 'n sonde, man. Jy het ook 'n sonde. Maar soms dat jy nie val nie. Want as jy dink jy is heeltemal reg, is jy eintlik heeltemal verkeerd. Want ek en jy staan alleenig en loop alleenig die pad met die genade van ons Here Jesus Christus. Dis dit. Want as dit nie vir sy genade was nie, was ek en jy lankal nie meer. Lankal nie meer. Lankal nie meer. Jy sien 1 Korintiërs 10 vers 32 sê, as jy wees geen oorsaak van struikeling vir, hoor nou hierso, vir Jood of Griek of vir die gemeente van God nie. Met ander woorde, jy is nie veronderstel om enigiemand anders sleg te sê of te laat struikel nie. Of te laat kwaad word, dat jy laat hy struikel. Dit is nou maar of die persoon struikel. Nou sê ek vir jou, Jeremia 20 vers 11, sê ek vir jou daarso, die perikoop daarso, die vyande van God se volk sal struikel. Met ander woorde, as mense vir my en jou struikelblokke in die pad plaas, dan gaan hulle oor daai selfde tipe struikelblok val. Hy sê, maar die Here is met my soos 'n geweldige held. Daarom sal my vervolgers, die mense onthou, hy praat nou hierso van homself. Jeremia praat nou hier van homself. Hy sê, die Here is met my soos 'n geweldige held. Daarom sal die mense wat my vervolg, wat die struikelblokke my pad wil sit, sal hulle oor hulle eie struikelblokke val. Hy sê, en nie oorwin nie. Hulle sal nie oorwin nie. Hoekom nie? Want ek is 'n wedergebore kind en 'n geseënde dogter van God. Hy sê, hulle staan diep beskaam, omdat hulle nie geslaag het. Ewige smaak wat nie vergeet sal word. As ons 'n bietjie terugdink in ons lewens, kom ons kyk net die jaar. Die jaar is nou amper verby, maar kom ons kyk net die jaar. Hoeveel keer is daar iemand al wat in my lewe probeer het om vir my 'n struikelblok te plaas daarso, maar wat nie geslaag het nie, maar kom die Heilige Gees en hy waarsku jou teen daai struikelblok. Is dit nie amazing? Is dit nie awesome? Net om te weet, maar luister, my pa is die koning. Hy sal vir my sê, ek gaan nie hier oor die banke loop nie, ek gaan hierso loop, as ek hom dien in gees en waarheid, en ek het 'n lekker groot spotlight hierso, wat ek kan sien waar ek loop, en ek loop daarso en ek kan sien, daar's 'n klip, daar's 'n gat, daar's ons dit, daar's ons dat. Maar baie van ons wil dit nie so hê nie, of ons ignoreer die waarskuwings van die Heilige Gees, wat ek van praat. Die sê, 'n ewige smaak wat nie vergeet sal word. Jeremia 13:16 sê vir ons, sê mense sal struikel as hulle sondig. Ek praat oor hier van wedergebore kinders van die Here. Kom ons kyk. Hy sê, gee eer aan die Here julle God, voordat hy dit donker laat word. Hoor daar, gee eer aan die Here, voordat dit donker word. En voordat julle voete stap in die berge in die skemering,
terwyl julle wag op lig, waar hy dit doodskade maak, in donkerheid verander. As ek en jy sonde, dan sit ons 'n oogklappe op ons oog, en daai oogklappe word partykeer heeltemal toegemaak. Laat ons nie kan sien waartoe ons gaan, of waartoe ons eers op pad is. En dit is wat dit beteken, wat hy sê daarso, hy sê, maar hy dit doodskade maak, en donkerheid verander. Sonde in ons lewens veroorsaak dat ek en jy nie meer die stem van die Heilige Gees wil hoor. Ons wil dit nie meer hoor nie, want ons is te veel besig met ons eie dinge, en ons sondes, en ek praat van troetelsondes. Daai wat jy so kan, daai wat jy so lekker, daai sondes wat jy so lekker kan rest. Kom ons gaan aan. Psalm 119:65 sê vir ons, hy sê, die wat u wet liefhet, groot vrede. Hoor daarso. En vir hulle is daar geen struikelblok. Kan julle nou die antiklimaks ook sien tussen die vorige vers en hierdie een. Is ons het 'n belofte. Die sê, die wat u wet liefhet, met ander woorde, die van ons wat God se gebooie onderhou. Wat is dit? Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat binne in jou is, en jou naaste soos jouself. Daarso, en dan daai twee hang die hele wet. Die hele wet van God, dit is dit. Want as jy jou naaste lief het, en dit maak nie saak of dit 'n mens is wat in die wêreld is, of dit 'n goddelose mens is, of wat ook al nie, so hy's geskape na die beeld van God, so jy moet luister na wat die Here vir jou sê. Vir die wat die wet lief het, hulle het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok. Die goddelose struikel baie keer, omdat hulle God se wet verwerp. Ons kyk Hosea 14:9, 14:10 hierso daar. Hy sê, wie wys is, laat hom op hierdie dinge lê. En daar is 'n uitroepteken daarso kom dit. Hy sê, wie verstandig is, laat hom dit erken. Ons almal is verstandig. Weet julle hoekom is ons verstandig? Want ons het die Heilige Gees binne in ons. Okay? Hy sê, want die weë van die Here is reg, en die regverdiges sal daarop wandel. Maar luister, maar die oortreders sal daarop struikel. Met ander woorde, God gaan vir daai mense wat vir jou 'n struikelblok daarso neersit, gaan hy vir jou die lig oopmaak, of die lig aansit, en vir jou wys waar is die struikelblokke, en die persoon wat agter jou kom, wat die struikelblokke veroorsaak, gaan en jy gaan self in die eie gat val. Daar spreekwoord in Afrikaans sê dit ook, as jy 'n gat vir iemand anders te grou, pas op dat jy nie self daarin voet. Kom, is dit nie so? Ja, ons kan ook aan mense, ek en jy is wedergebore kinders van die Here. Ons is na die beeld van God geskape. Ek en jy kan nie toelaat dat ons ander mense skade berokken. Ek weet dit gebeur oralste, maar ons kan nie, dis 'n uitroep. Ons kan nie mekaar skade veroorsaak nie. Want luister, Sakkie, as jy 'n wedergebore kind van die Here is, kan ek jou nie skade veroorsaak nie, want ek gaan aan die pen ry daarvoor. Hoekom? Want jy is 'n seun van God. Come on, mense. Come on. Ek en jy is seuns en dogters van die Allerhoogste God, mede-erfgename van Jesus Christus. Hoe kan ons spesifiek vir medegelowiges skade gee en skade veroorsaak? Kom ons kyk hoekom struikel ons? Heel eerste ding, nou julle ek het gesê, nou het ek begin toe ek gepraat van die trigger in my lewe is moenie vir my sê ek lieg. Okay, kom ek sê nou vir jou. Jesaja 59:14 sê, oneerlikheid. Oneerlikheid beteken as jy lieg vir iemand. Jy lieg vir iemand. Hy sê, so word dan die reg teruggebring van die regverdige af van die geregtigheid.
bly staan van ver, want die waarheid struikel op die mark, en die wat reg is, kan nie binnekom. Oneerlikheid, dit is wat dit is. Dit is wat dit beteken. Volgende punt is daar so, Hosea 5 vers 5 sê, arrogansie. Ek en jy is baie keer, baie arrogant, en ons wandel met die Here. Kom ons kyk, en die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom, hulle is arrogant, hy trotsheid is die arrogansie. En Israel en Ephraim sal struikel deur hulle ongeregtigheid wat hulle toegemaak. Hoor nou wat hy sê. Hy sê ook Juda sal saam met hulle struikel. Want hulle is arrogant. Hulle het gedink hulle is beter as almal. Maar hulle is nie beter as almal. Want ons almal is geskape na die gelykenis van God. Kom ons kyk hierso. Baie keer struikel ons deur valse leringe van godsdienstige leiers. Ek gaan nou nie daai Maleagi, maar kom ons lees Maleagi 2:8. Hy sê maar julle wat die weg afwy. Julle het baie deur julle onderrig wat struikel. Dit is nou die Joodse leiers. Hulle het nou gegaan en ander mense laat struikel. En ons gaan lees die Ou Testament, jy sal presies verstaan waaroor alles gaan daar. Hy sê, julle het die verbond met Leefie verbreek, sê die Here van die leerskaar. Julle het droog gemaak. Dan is daar die ding van afgoderry en hoerery. Hoerery beteken, is ek en jy wil ander dinge doen, behalwe om die Here te dien. En ons kyk die Here, ons nou net, die Here is nou nie meer ons stuurwiel nie, hy is nou ons spaarwiel. Kyk, dit is wat dit is. Hy sê, en ons vertrou baie keer op rykdom. Ek is ons baie ryker as die een of daai een is baie ryker as ek, so ek kan maak wat ek wil. Ek het mos nou die geld. En ek kan die ene wat arm is, kan ek ons nou 'n bietjie onderdruk. Kom ons kyk hierso, om jou eie struikelblok te veroorsaak. Segel 14:7. Hy sê, want elke man in die huis van Israel en die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en my nie navolg en sy trekvore in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, dat die my vir hom kan raadpleeg. Hom sal ek, die Here, self 'n antwoord gee. Hoekom? Want die Here gaan vir ons waarsku. Hy waarsku ons. Moenie afgode in jou lewe toelaat. Wat is 'n afgod? Wat is 'n afgod? Enigiets waarmee jy net spandeer meer as wat jy doen. Nou, ons gedagtes, ons kan elke dag werk. Van maandag tot sondag maak nie saak. Ons kan elke dag werk. Ons gedagtes kan nog steeds omtrent permanent besig wees met die werk. Met die gedagtes. Kom ons kyk. Sommige struikelblokke is opvoedkundig of ons word gedissiplineer met dit. Romeine 9:32-33. Hy sê waarom? Hy sê omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit in die werking van die wet was. Want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is, kyk, ek het Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling en elkeen wat aan hom glo sal nie beskaam word. Weet julle waarvan hy hierso praat? Dit is die steen hierso is Jesus Christus. En voordat ons tot wedergeboorte gekom het, was dit vir ons 'n aanstoot teen Jesus Christus. Maar toe kom die Heilige Gees en hy prompt ons en sê, maar dit is die regte weg. Nou, hy kom en hy klop aan die deur van ons harte. Ek en jy die keuse om dit oop te maak of om
te hou, net te ignoreer. Ek was baie hardnekkig geweest, maar dank die Here, toe hy hard klop, toe kon ek die deur oopmaak. Anders was ek lankal die wêreld my lankal. Jesus Christus is die lig van die gelowiges, die vermoed laat ons struikel. Kom ons kyk Johannes 9 vers 5. Hy sê, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Solank ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Johannes 11 vers 9 tot 10. Jesus antwoord, hy sê, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp by hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp by hom, omdat die lig nie in hom is. So hierdie ding gaan nie of het nou lig of donker is, dit gaan of jy in die lig van Jesus Christus wandel, of jy wandel in die duisternis van die bose. Dit is waarom dit gaan. En ek sluit af hierso, om te sê, ek het 2 versies hierso, om te sê wat Jesus Christus is 'n struikelblok vir ongelowiges. Kom ons kyk 1 Korintiërs 1:23. Hy sê van ons, wat ons verkondig Christus wat gekruisig is. Hoor nou wat sê, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Want hulle het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Hulle het gedink, maar hierso gaan ons verlosser gaan op soos 'n kryger, 'n koning op 'n wit perd kom, en hy gaan met sy soldate gaan hy kom, en hy gaan ons heeltemal verlos van die ysterjuk van die Romeinse druk. En dis nie wat hy gedoen het. Ek het so 'n T-shirt wat ons gekoop het baie jare terug. Ek dra hom op uitsonderlike gevalle. Ek dink ek het hom seker 3 of 4 keer gedra. He saved the world with his hands tied behind his back. Hy staan, maar as jy so agter hom kyk, dan sien jy die hande is vasgemaak. Die Jode het dit nie verstaan. Hulle het dit glad nie verstaan. Hulle was so besig om met mekaar te redeneer, en die Sanhedrin, en die Sadduseërs, en die skrifgeleerdes, en daai mense, en om die wette te verdraai, laat dit hulle pas, en hulle het alles heeltemal verongeluk. Want hulle het 'n sekere ding gehad, ek sê dit in koppeltekens, ons verlosser gaan kom, en die Romeinse juk breek. Maar hulle het nie verstaan dat Jesus nie 'n vinger gaan roer eers nie, om die mens om te verlos. Hulle het dit nie verstaan. En dit is waar hulle deur mekaar gemaak. 1 Petrus 2 vers 8. Hy sê, vir die wat hulle daarteen staan, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Ander woorde, as jy nie die Here wil dien nie, of as jy wegdryf van die Here af, of as daar sonde is op jou pad, gaan jy struikel en jy gaan val, en pas op dat jy nie binne 'n gat val. Want as jy binne 'n gat gaan val, en veral omdat ons die gat vir onsself grou, want ons dink ons grou die gat vir iemand anders, dan val ons op onsself daar. Wat is my boodskap? Wat is my boodskap vandag? Ek en jy het nie nodig om ons knie te buig voor onsself nie, voor iemand anders te nie. Ons het net nodig om ons knie te buig voor die Allerhoogste. Ek en jy het nie nodig om te struikel en te val nie. Maar ons gaan. Want ek en jy is nog vlees en bloed. Ons gaan struikel en ons gaan val. En partykeer gaan ons hard val. Partykeer gaan ons diep val.
dis sy genade, kan ons weer opstaan.